Jo, dis lekker as daar so baie van julle hier voor by my kom sit. Ek love it. Ek sien julle dan as ek interessante goedjies gemaak. Vertel my bietjie. Het julle mannetjies gemaak of wat? Ek het iemand gesien uitloop daar van die klasie af met 'n mannetjie en 'n vroutjie. Het julle mannetjies gemaak in die klasse? Wat het julle gemaak? Het julle ander goed gemaak? Maar ek hoor iemand sê, "Sst." Ek sien iemand het 'n plan. Tanya Del skud net haar kop. Want ek nie verder vra nie, net as ek in die moeilikheid. En ek wil nie by haar in die moeilikheid wees nie. Glo vir my. Nou ja, hier het ek 'n ding in my sak, laat ek hom net uitkry. Oorsee, waar was jy, Nadia? In Duitsland. Wow, dit is cool. En jy? Waar was jy? Was jy nog nie oorsee nie? Was jy oorsee? Het jy al in 'n groot vliegtuig gery? Het jy ver gery? O, julle was bietjie Mosambik toe, dit onthou ek. Ja, julle het bietjie Mosambik toe rondgehardloop. Nou luister bietjie nou hierna. Weet julle wat is hierdie boekie? Wat is dit? Ja, dis amper 'n lisensie, maar dis ook nie heeltemal nie. Ja, dis nie 'n paspoort nie, dit is 'n identiteitsdokument. Kyk al, voor staan identiteitsdokument, jy moet net lees. Identiteitsdokument. Wie is daai, Luca? Ja, dis mamma, nee. Daar is ek nou knie diep in die moeilikheid. Sorry my liefie. 1996, jy was nogal oulik in 1996. Nou binne in hierdie boek, nee, is daar baie dinge, kyk hier binne. Daar staan of jy bestuurslisensie het. Mamma het nie enige gehad daai tyd nie. Sy het nog 'n bietjie onwettig seker met haar pappa se kar rondgery. Maar hierso binne daar jou 4-wapenlisensie, al die goeders, kyk daar staan bestuurslisensies en al die ander dinge wat jy dan daar het. Staan daar binne geskryf. Okay. En dan het ons natuurlik 'n ander boek. Ek gaan nou julle 'n bietjie vertel van al die fotos, né? Kyk gou 'n bietjie hierso. Hierdie is 'n, wat staan daar voorgeskryf, Luca? Heel onder. Paspoort, né? So dis 'n paspoort. So 'n paspoort gebruik jy wanneer jy oorsee gaan. Dis wanneer jy uit die land se grens uit gaan. So as jy in 'n ander land ingaan, dan wil hulle hierdie boekie hê. Nou julle dog nie ene nie. Wat lag jy? Dis hoe pappa gelyk het. Ja, dis die blinde sambok, né? Ja, dis ek daar. Toe het ek nie 'n baard gehad nie. Okay, anyway. Maar hier binne-in, kyk hierso. Wat is alles hier binne-in? Stempels. Daar sit 'n ou en dan slat hy so groot stempel. En sy arm is baie seer na 'n dag se werk. Want hy moet daai stempel, groot swaar stempel met optel. So dan gaan jy binne in die douane of die grenspos en dan haal hulle so groot stempel uit en dan slat hulle boek. Maar kyk wat 'n interessante boek het ek nou hier gekry. Hierdie, toe ek vir my paspoort gaan soek, toe kry ek hierdie ene. Hierdie is 'n ou paspoort. Kyk bietjie wie's daar. Wie's daai, Lisa? Dis oupa Tom, dis my pappa. Dis hoe my pappa daai tyd gelyk het. Maar ek sien hulle 'n bietjie gejok toe ek hierso deurlees. Hierso staan kleur van hierso staan kleur van hare, toe skryf my pa bruin. Hy moes eintlik geskryf het geen, want hy het geen hare gehad nie. So selfs my pa het so 'n bietjie van 'n wit leen hierso vertel. Maar hy was in 1936 gebore. So hier binne is daar nou klomp stempels, né? En ek was nogal, kyk hierso. Kyk hoe lyk al hierdie stempels, kan julle sien? So daar's verskillendes, kom ek wys julle 'n ander interessante ene. Kyk hierso. OK. Oom Thys, daar, ag oom Piet. Hier daar is nou een, daai jy kan dit eers lees nie. Ek dink is Egipte. Hulle het mos sulke snaakse lettertjies en goedjies wat hulle skryf. Kyk haar. Kyk haar rooi daar. Daai net daar. Daai in die middel, daar waar my duim is. Sien julle, jy mens kan hom nie eers lees nie. Dis snaakse letters wat hulle gebruik. Ja, dis verskillende lande. Het julle geweet party lande in die wêreld lees hulle van regs na links. Ons lees van links na regs. Ja, hulle lees agteruit. So dan mense skryf verskillende lande in die wêreld. Nou ek wil julle 'n storie vertel van 'n paspoort. En van 'n land waartoe ek gegaan het. Ek was bietjie Mosambik toe gewees. Ek was 'n paar keer daar.
En hierdie keer was ek saam met Tannie Adele daar, maar dit was nie die storie wat ek eintlik wil vertel nie, maar kyk bietjie daar op die skerm daar agter, wys ek julle bietjie wat dit alles daar gebeur. Kyk bietjie daar. Daar ry ons met ons motorfiets, sien julle? Ja, daar's 'n vis daar voor vas. Kan julle sien, ons het bietjie gaan vis koop. Martin wys vir ons nog enetjie. En daar is die mark. Jy mens kan nie daar vinnig na Spar of Pick n Pay toe gaan nie. Daar moet jy al die kruideniersware daar gaan koop. Binne in so 'n mark, daar verkoop hulle alles. Jy kan 'n TV daar koop en jy kan wel 'n TV gaan nie baie help nie want hulle het nie oralste krag nie. Maar daar's pappa se vriend, hy het vir ons 'n lekker groot vis gaan kry. Ek dink daar is 'n kingfish as ek reg onthou. Ons het hom daai aand het ons hom geëet. Dit was 'n lekker vis gewees daai. En daar is die huisies waar jy bly. Sien hoe lyk daai dak van die huisies? Die hare hang sommer so af. Dit lyk soos pappa se hare as ek opstaan, nee, so heel de mekaar, Lisa. En dan is daar die petrolpomp. Dis waar mense petrol gaan ingooi. Kyk, daar staan 'n man. Kyk bietjie mooi, laat ek julle 'n bietjie wys. Daai man daar, sien julle hom? Daar het hy 'n slinger. Kyk wat maak hy. Hy draai daai ding met 'n slinger. Want hy het nie krag nie. Daar's geen krag by die petrolpompe nie by almal nie, maar by hierdie ene. So nou met die arme ou daai ding draai, laat die pomp kan werk sodat hy vir my petrol in my bakkie kan gooi. En kyk, daar het 'n trok gerol. Hulle paaie is verskriklik sleg in Mosambiek. Daar's klomp slaggate en die paaie is lelik en is grondpaaie by plekke. En die bietjie teerpaaie wat hulle het is ook baie vrot. Nou ry die ouens in die nag en hulle ry net soos hulle wil. Hulle het nie eens ligte nie. Party van hulle het nie ligte nie. En dan gooi hulle trokke om. En daarso is Maputo. Maputo is hulle hoofstad. Maputo het oralste sulke geboue. Kyk daar, geboue is nie klaar nie. Sien jy, hy het nie eers vensters in nie. Daai gebou is dan 'n bietjie klaar, maar meeste geboue, baie geboue binne in Maputo lyk so. Hulle het hom net half gebou, maar hulle het hom nooit klaar gemaak nie. En kyk daar, hulle arme trokke is baie oud. En hulle oorlaai die goed en dan breek hulle sommer in die middel van die pad. So as jy nie 'n trok kry wat op sy kant lê nie, dan kry jy een wat sommer middel deur gebreek het. Hulle goeders hou nie lank nie. En daar so, dit was in 2004, so as jy iemand wil bel, dan moet jy na 'n telefoonhokkie toe gaan. Dis so 'n telefoonhokkie lyk. Dis sommer uit palmblare het hulle so ding gevleg. Dan moet jy daar binne gaan staan en dan moet jy baie hard praat dat iemand jou kan hoor. En dit is so hulle strande lyk. Dit is verskriklik mooi. Daar is die see, jy kan dit nie vreeslik mooi sien nie. Hier is 'n mooi strand hier om. Daar is die duikskool en die visvangbote staan almal daar. En dan al die huisies is so op hierdie riffies so. So as jy nou eers daar is, dan is dit verskriklik lekker. Dan kan jy nou lekker vakansie hou. En daar so is ons motorfiets en daar is weer van daai gras. Sien julle hoe lelik lyk dit? Maar dis vir hulle mooi daar. Vir die ander mense is dit seker ook maar mooi. En daar is jy bootjies wat hulle mee ry, hulle noem dit dhow. So hulle het op die bootjie het hulle 'n seiltjie en dan klim jy op en dan ry jy nou rond. Van hierdie kant tot daai kant is Maxies, hierdie kant is Inambaan, maar dan gaan jy daai kant toe, dan gaan eet ietsie daar by die restaurant. En daar sit jy vas. En let asseblief daarop. Laat pappa en die ander oom die probleem probeer oplos en die arme dames agter sit en nie regtig veel van hulle kant af doen nie. Hulle is net besig om raad te gee, maar ons het daarom daar uitgekom. Kyk hoe lyk hulle bote, sien julle? Maar hulle is besig om 'n boot te bou. Kyk hoe vol gate is daai ding. Dink jy hy gaan dryf? Nee, ou broer, ek gaan nie met hierdie ding ry nie. Nie as jy my R10,000 gee nie. Hierdie ding gaan nêrens heen nie. So hulle bou hulle eie goeders daar. Hulle is baie selfstandig, nê? Hulle maak hulle eie goed. En daar laai ons motorfietsse af en ons kry reg vir die vakansie wat nog voor lê. Ons gaan nou op die strand ry. Hierdie plek waar ons daar was, kon jy net op die strand gery het om daar uit te kom. Mens kan nie op 'n pad ry nie. Daar's nie 'n pad wat so toe gaan nie. Jy moet op die strand ry. Dis nie see in die kraans. En daar ry ons. Gaan ons lekker vol stoom aan. En ja, daar gaan koop ons toe ons visie. Ek dink is genoeg foto's. So dit is ons vakansie in Mosambiek gewees. Dink julle Mosambiek is 'n lekker plek? Ja, dis lekker, nee. Eendag sal ek vir Luka en Lisa ook bietjie so toe gevat. Daar's net ander lelike goed daar soos malaria. Weet julle wat's malaria? Dis 'n muskiet jou byt en jy kry dalk en jy word siek daarvan. Dan kry jy malaria. So dis nie so lekker nie. Maar die storie wat ek julle eintlik nou wil vertel, gaan eintlik oor hierdie boekie. Want toe ek by die grenspos kom, op pad terug van my lekker vakansie, toe haal almal hulle paspoort uit, so op pad toe ons terugry. En ek kry nie my paspoort nie. My paspoort is weg. Ek soek binne in die kar, se sitplek, onder die sitplekke, agter die sitplekke, ek soek agter my tas, ek soek binne in die kabiel, ek soek oral in die kar en ek kry hom nêrens nie. Jou gaan ek word baie bekommerd. En ons ry toe Maputo toe, want my paspoort is weg. Ons het hom vir ure en ure gesoek en ons kry hom net nêrens nie. En ons kom toe daar by die ambassade. Die ambassade is 'n plek wat jou help as jy jou paspoort verloor het.
binne in 'n land. Toe gaan ons na die ambassade toe, ons klop aan hulle deur en dis die 24ste Desember. So wat is die 25ste Desember? Dit is Kersfees. En wat gebeur Kersfees met besighede? Is hulle oop of is hulle toe? Hulle is toe, nee. Die ambassade maak toe van Kersfees tot na Nuwejaar. So hulle maak eers weer die 2de of die 3de maak hulle weer oop. En ek gaan toe daarin en ek verduidelik die vrou toe wat is die probleem. Ek sê vir ek het my paspoort verloor. Kan jy my help asseblief? En sy sê, ja, is reg. Maar hulle praat nie baie mooi Afrikaans of Engels nie. Jy moet baie mooi luister wat hulle sê. En sy stuur my toe na 'n ander plek toe. En sy sê ek moet daar na die polisiestasie toe gaan. En daar kry ek 'n oom wat daar by 'n polisiestasie sit. Hy het so groot kantoor. En nie so groot soos hierdie saal nie, maar sê maar die helfte van die saal. Of so 1/3 van die saal. So groot kantoor. Daar's niks binne in daai saal nie. Weet julle wat is daar binne? Daar's 'n stoel waarop hy sit wat net 3 pote het en hy balanseer hom die hele tyd so. Hulle is baie arm, hulle kan nie 4 pote bekostig nie, so hy het net 3 pote. En dan het hy 'n tafel daarvoor. Dan het hy 'n ou tikmasjien. Het julle al hierdie ou tikmasjiene gesien? Hy is nie soos 'n keyboard nie. Jy kan hom nie so tik nie. Ja, jy moet hom hard slaan, Nadia, jy moet jou vinger van hier af vat. Wabba. Jy slaat hom met momentum. So kyk nou hoe tik hulle tik so. Dis hoe hulle tik. Ja, hulle tik regtig so met hulle vingers. Anders dan slaan daai ding nie die papier raak nie. En dan kan hy nie mooi lees wat hy geskryf het nie. En ek en hy kon mekaar net nie verstaan nie. En later toe verduidelik hoekom net, sê ek vir hom, my paspoort is weg. Laat hulle net kan verstaan. En toe kry hulle toe later 'n tolk. Nou, ek was baie gefrustreerd en dit het my 'n bietjie geduld geleer daai dag. In elk geval. 'n Lang storie. Ek het foto's geneem, ek het my papier by die polisiestasie gekry en ek gaan toe terug na die ambassade toe en ek sê vir hulle, hier is al my papiere, kan julle vir my nou 'n tydelike paspoort gee? Toe sê hulle, ons is baie jammer, ons kan jou nie help nie, want ons maak toe. Kom asseblief na Nuwejaar terug. En al die mense is op pad om uit Mosambiek uit te gaan, al my vriende. So ek gaan alleen agterbly in Mosambiek. Vir 10 dae moet ek daar op my eie in Maputo en dit is 'n baie gevaarlike plek. In Maputo steel hulle jou skoenveters van jou skoene af terwyl jy loop. Dit is baie gevaarlik daar. Hulle terwyl ek daar was met my bakkie, toe steel hulle my wipers van my bakkie af. Regtig, hulle het my wipers afgesteel. En dan moet jy weer gaan terugkoop daar by die mark. Hulle is baie skelm daai mense. En hulle steel maklik jou goed. En ek staan toe daar en ek sê, wat moet ek nou doen? En hulle sê, jammer meneer, jy moet gaan. Ons maak toe. En hulle druk my daar uit die kantore uit en hulle sluit die kantore se deure. Kan julle glo, daar staan ek buite op die straat en ek moet vir 10 dae lank op my eie moet ek in hierdie groot stad moet ek nou gaan oorleef. Dis vreeslik erg. En ek loop so terug en my kop hang so en ek loop en dan kom 'n ou verbygestap en hy sê, "Wat's fout?" Ek sê vir hom, "Nee, ek kon nie 'n tydelike paspoort kry nie," en ek verduidelik vir hom. Kan julle glo, die Here stuur daai ou op my pad. 'n Wildvreemde ou in die middel van die pad of op die sypaadjie waar ons geloop het. Kom hy na my toe en hy sê, "Kan ek jou nie help nie?" Ek sê vir hom, "Ek kort 'n paspoort, 'n tydelike paspoort." Hy sê, "Wag, hy ken die ambassadeur. Kom, ek moet saam met hom gaan." En ons klop aan die deur en die mense sê, "Sorry, ons is klaar toe." Hy sê, "Nee, hy wil met die ambassadeur praat." En klop, en uiteindelik toe maak hulle die deur oop. Ons gaan toe in en ons praat toe met die ambassadeur. En lang storie kort, ek het toe 'n paspoort gekry en ek kon toe huis toe gaan. Kan julle glo hoe die Here werk, nê? Die deure is klaar toe. Ek het gedink is verby. Ek het gedink vir 10 dae moet ek hier bly. Hulle het my klaar uit die kantoor uitgejaag. En hier kom 'n wildvreemde mens op my pad. En hy kom help my om 'n paspoort te kry en ek kon toe teruggaan na die grenspos toe. Hulle kon hom toe stempel en ek kon toe uit die land uit gaan en ek kon Kersfees kon ek toe by my familie wees. Dis wonderlik, nê? En dit wys net hoe die Here werk. Ons moet altyd op die Here vertrou. Die Here het altyd 'n plan. En sy plan is beter as ons planne. Sal julle dit onthou? Dankie julle kan gaan sit. Here, ons sê dankie vir die geleentheid om vanoggend stil te raak en die woord te open en daaruit te leer. Here, wees met elkeen van ons, maak ons harte ontvanklik en gee vir ons vanoggend wat U vir ons wil gee. Here, ons bid spesiaal vir die wat dit ook vanoggend nie kon maak nie en wat weeromstandighede ook by die huise is. Ons bid dat U daar saam met hulle sal wees, Here. En soos wat ons vanoggend gaan leer, Here, help ons om uit ons mislukkings te leer. Ons bid alles in U naam. Amen. Ek wil eerstens vir al ons besoekers en al ons lidmate net baie welkom sê by ons erediens vanoggend en ons hoop dat julle die tydjie saam met ons baie sal geniet. Nou, ons kla gewoonlik so 'n bietjie van die hitte hier voor as ek en Dani en Patrick en leraar hier voor staan. Dis maar altyd 'n waier op ons sit, maar hier is so 'n koelerige wyntjie wat hier deurkom so. Vandag gaan ons weer na die ander ekstreem toe. Met die koue luggie wat so op ons waai. Ek lees vir ons uit Deuteronomium 8
En ons begin daar by vers 2. Dit sê vir ons: En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Vers 3 sê vir ons: En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Vers 5: Erken dan in jou hart dat die Here, jou God, jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. En dan spring ons na vers 15 toe. Ons lees daar vanaf vers 15 tot 18. Dit sê: Wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene, en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en om jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Ons gaan terug na vers 2 wat vir ons sê: En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Tot sover. Martin is op die bol, hè? Jou paspoort tot geestelike sukses. Ja, dit is nogal, ek moet sê, 'n redelike sinitergende ervaring as jy binne in 'n land is en jy ken niemand daar nie en skielik word die mat onder jou uitgetrek en jy het nie 'n manier om uit daai land uit te kom nie. Ek het gedink om vandag bietjie oor die idee te praat of gedagte te praat van geestelike sukses, en dit sluit aan by my vorige preek. Waar ek gepraat het oor jou besigheidsplan. Nou, ek gaan ter inleiding gaan ek dalk net so vinnig terugverwys daarna. Laat julle dalk net vir die van julle wat dalk nie daar was nie, net die gedagtes dalk net ook het. En die hersiening wat ek wil doen is net 'n paar skyfies. Dit gaan oor hoe belangrik jou gedagtes is. Ons het dit laas vir mekaar gesê, jou karakter word gevorm uiteindelik in 'n proses waar dit by jou gedagtes begin het. Gedagtes lei tot aksies, lei tot gewoontes, dit lei tot karakter en dit lei tot jou eindbestemming. So gedagtes is belangrik, en in die vorige preek en in hierdie ene probeer ek praktiese metodes vind en oor goed te praat wat ons kan daagliks aanwend en doen om daai proses te vergemaklik. Ons weet dat Satan se begeerte is om self God te gewees het. Hy wil aanbid word deur ons soos 'n God. En hy wil God in sy skepingswerk en sy skepsels wil hy probeer vernietig. Dit ek laas keer ook gepraat so vinnig oor 'n besigheidsplan. Ek het vir julle gesê dat ek op 'n kursus was en ek het toe van daai goed gevat en ek het dit toe van toepassing gemaak. En een ander ding wat ek ook toe opgetel het was toe hoe God se plan vir jou lewe werk. Ons het mos na die hand gekyk. Dit is gesê die ringvinger verwys na liefde, liefde vir God. Dan het ons gekyk na die wysvinger wys na jou, wys na my, en dit is sonde, teregwysing. So met ander woorde, ons het liefde, ons het teregwysing, en dan tussen die twee het ons Jesus. Jesus wat die liefde en die sonde met mekaar versoen. En dan het ons die duim. Die duim is jou besluit. Ja of nee. Stem ek vir God of stem ek nie vir God nie? Dan die pinkie verwys na die klein goed in die lewe. As ek vir God kies, moet ek klein wees, ek moet die mindere wees, en ek moet myself altyd beskikbaar stel. En toe het ons hierdie beginsels gevat van 'n besigheidsplan en ons het gesê, weet jy wat? Ons het 'n visie en 'n missie en 'n prioriteit nodig. Ons moet dieselfde prioriteit hê. Ons moet dit dikwels vir mekaar sê en ook vir jouself sê, sodat jy dit weet. Tydsbestuur, hoe bestuur jy jou tyd? Waaraan spandeer jy elke minuut van elke uur van elke dag?
Het jy genoeg tyd vir die huisgesin? Het jy genoeg tyd vir jouself? En dan natuurlik die moeilike ene, terugvoering. Is jy bereid om terugvoering te gee aan mense? Is jy bereid om terugvoering te ontvang van mense? Opvolgbeplanning, ons het gesê dat, hoe bereik jy ander mense? Waarin belê jy? Belê jy in ander mense? Is jy bereid om van jou tyd af te staan, 'n belegging te maak in iemand anders, sodat wanneer jy nie hier is nie, dat daai persoon dan voort kan gaan met die werk wat God van ons verwag? Evaluering en herbelyning. Dis wanneer jy op jouself reflekteer, wanneer jy weer na jouself kyk en kyk, is ek op die regte pad? Is my rigtingwyser, is my kompas in die regte rigting? En voer ek hierdie besluite uit soos wat ek het besluit het? Hoe lyk my leierskap onder druk? Spring daar wurms uit as iemand my 'n bietjie onder druk plaas, of hou ek myself in toom? Wees eg. Mense probeer altyd polities korrek wees, probeer die regte dinge op die regte tyd sê, probeer hulle mantel na die wind swaai. Maar is jy werklik eg? Het jy 'n masker vir elke geleentheid, of sê jy regtig wat jy dink? Het jy regtig 'n opinie oor iets? Ons sien, dan kom ons by vandag se gedeelte uit en ek het 'n paar hipotese vrae. Eerste ene is, waarvoor wens jy? As jy nou eerlik met jouself kan wees, wens jy dalk vir materiële dinge, wens jy vir liefde, wens jy vir sukses, wens jy om in Jesus se voetspore te volg? Wees eerlik met jouself, waarvoor wens jy regtig? Dan wil ek ook die vraag vra, wat is die definisie van sukses? Onthou julle, ons het laas keer ook oor daai gedagte gepraat. Ons het gesê sukses, 'n goeie definisie vir my van sukses was, hoe sal jy gemis word, miskien in 'n geestelike konteks, hoe sal jy op aarde gemis word as jy nie hier is nie, of meer hier is nie? Maar daarteenoor wil ek vandag eintlik fokus op 'n ander komponent. So ons het laas keer op die positiewe goed gekonsentreer en gesê, weet jy wat, hoe lyk sukses, doen vir sukses, wat is hierdie boublokke wat ek moet gebruik? En dan daarteenoor moet ons miskien na die teenoorgestelde kyk van sukses. En wat is mislukking? Wat is die definisie van mislukking? Hoe lyk mislukking? Wat doen ek as ek mislukking in die gesig staar? Ons het 'n gedeelte gelees in Deuteronomium 8. En ek sluit daarby aan met 'n verhaal wat ek gelees het. Dit sê 'n verhaal word vertel van 'n ou man wat langs die pad geloop het met 'n bondel hout op sy rug. Op 'n stadium het hy so moeg geword dat hy langs die pad neergesak het en gewens het dat hy kan sterf. Tot sy verbasing het daar die volgende oomblik 'n doodsengel aan hom verskyn. Die ou man was geskok. En die doodsengel het gesê, sal jy asseblief herhaal wat jy so pas gewens het? In sy skok het hy dadelik 'n ander dingetjie begin sing. Hy het dadelik opgespring en het gesê, ek wens ek kan hierdie bondel hout so spoedig moontlik weer op my skouer stel en weer koers kry langs hierdie pad. Sien geliefdes, die ding is in jou teleurstelling, sê mens altyd baie keer dinge wat jy nie regtig bedoel nie. Bedoel jy regtig wat jy sê? Of is teleurstelling die geleentheid waar dinge uit jou uitspring wat jy dalk nie noodwendig bedoel nie? Wallace Hamilton het iets geskryf. Hy sê, die toename in selfmoorde, alkoholisme en selfsenuwee ineenstortings is 'n bewys daarvan dat baie mense oefen vir sukses terwyl hulle behoort te oefen vir teleurstelling en hoe om dit te hanteer. Sien, in die Bybel het hulle 'n hele paar sulke voorbeelde vir ons. En ek wil graag by 'n paar van hulle stop. Hoe het mense teleurstelling hanteer? Wanneer jy die wind van voor af kry, wat het gebeur? En hulle gebruik nogal 'n oulike woordjie hierso deur te sê die woestynskool wat hulle dan hierdie mense deurgesit het. Kan dit wees dat God soms teleurstelling en verwarring op ons lewenspad bring om ons van sukses te verseker? Sien, arme Paulus het ook maar 'n draai in die woestyn gemaak. In Galasiërs 1 lees ons dat hy kort draai in die woestyn gemaak het. Paulus het nadat hy uit Damaskus ontsnap het, na sy eerste bekeringspreke, psigies en fisies seer gekry. Jy sien, hy was in die Arabiese woestyn vir 'n tydperk van omtrent 3 jaar, waar die Here hom voorberei het, hom toegerus het vir insig en begrip, om in hierdie lewe mense nader aan God te kan bring. In Galasiërs 2 vers 20 lees ons, ek is saam met Christus gekruisig.
En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ons lees dan ook 'n bietjie verder af in Filippense 3 vers 8. Dit sê vir ons: ek beskou alles as waardeloos wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in woorde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom sal kan wees. Sien geliefdes, die besluite of in die woestyn is dit 'n plek waar jy ook eensaam kan wees. Vir dae en nagte kan jy dalk op jou eie wees. Net jy en God en die elemente. En dit is waar jy besluite moet neem of jy gaan lewe of sterwe. Ons kyk ook daar nog 'n Bybelfiguur en ons kyk na Elia wat 'n hele rukkie voor Jesus gelewe het of voor Jesus op aarde gelewe het. Omtrent 800, 850 of 870 jaar voor Christus was Elia op aarde. Dit sê vir ons dat hy 'n tisbiet was en op die stadium net 'n bywoner in die land Israel. Hy was afkomstig van Gilead en het as 'n profeet opgetree tydens die regeringsjare van koning Agab. Nou jy moet ook weet dat koning Agab in daai tyd, die Bybel sê vir ons, meer sondes gedoen het as al sy voorgangers. Hy het selfs met 'n heidense vrou getrou en hy het ook die afgod Baal aanbid. Hy het selfs 'n tempel vir Baal gebou in Samaria en hy het daar afgode opgerig. Hy het ook 'n gewyde paal geplant. En soos jy die storie sekerlik van Elia ken, God het vir Elia instrumenteel gebruik om koning Agab se oë oop te maak en hom tot verantwoordeling te roep om die land weer te suiwer. Jy sien, Elia moes noodwendig dadelik ooswaarts vlug. Toe hy vir koning Agab gaan vertel het dat dit vir 3 jaar nie gaan reën in sy land nie, en dit 1 jaar verby is en daar het nie 'n druppel reën geval nie. En koning Agab besef dat hierdie man se profesie is besig om waar te word. En daar's arme Elia in die woestyn in, op sy eie, en hy gaan na Kritspruit toe, ander kant die Jordaan, en daar het hy gaan wegkruip. Ek glo hy het daar in afsondering geleef, elke dag nader aan God. Jy sien, soos Elia, moet ons by hom leer om die eerste tree in geloof te gee. Soms verwar ons om eers die eerste gelooftree te gee voordat hy vir ons sal sorg. Al ken jy nie die toekoms nie, geloof is om in die kennis waaroor jy tans beskik te glo en te vertrou. Natuurlik die vraag is daar iets in jou lewe wat God lankal vir jou gevra het om te doen, maar waarvoor jy nog nooit moed bymekaar geskraap het om te doen nie? Jy sien, soos Elia, het hy een dag op 'n slag gevat. God sorg vir Elia een dag op 'n slag, elke oggend en elke aand, een maaltyd op 'n slag. Die kraai het vir Elia soggens en saans brood en vleis gebring, en Elia was nie bekommerd of die kraai môre weer sou kom nie. Hy het geweet, dit sou gebeur. Jy sien, in daardie woestynskool waar jy jouself dalk tans bevind, vra ek die vraag, hoe vaar jy? Sien jy God se hand waarin dit wat met jou gebeur, wel dalk moontlik van God afkom? Jy sien, wanneer God jou eenkant afsonder om aan sy voete te sit, moet jy weet, hy is besig om jou voor te berei vir 'n baie spesiale roeping. Moenie rebelleer nie. Die krisisse waardeur God jou nou stuur, is die krisisse wat môre vir jou tot hulp gaan wees om die storms te kan teëstaan. Ons kyk dan graag na die volgende ene, en dit is Moses. Sien, Moses was ook 40 jaar in hierdie woestynskool gewees. En wat het hy daar geleer? By die Rietsee leer Moses om op God se bevel te wag en God se leierskap te aanvaar en op daarop te vertrou. By Horeb berg, leer Moses om God te respekteer as 'n heilige God. In Eksodus 33 vers 7 sê dit vir ons, hy leer om met God te praat. Die tabernakel word 'n ware ontmoetingsplek tussen Moses en God. In Eksodus 33 vers 13 sê dit vir ons, hy leer om God se wil in alles te soek. Hy leer om eerlik te wees en vir God te sê wat hy nie langer voor kan sien nie. Hy leer ook om God se almag
te vertrou, te verstaan, te aanvaar en dat dit groter is as die menslike verstand. Ons kyk dan ook na Jesus, wat ook self deur die woestynskool was. Dit is verbasend dat die Vader self toegelaat het dat Jesus deur hierdie selfde woestynskool ervaring moes gaan. En selfs in daai tyd wat hy daarin was, het sekere dinge ook met hom gebeur. Hy het 'n klomp versoekings weerstaan. Die eerste natuurlike versoeking sal wees die basiese drang tot oorlewing, kos en water. Wanneer 'n mens sterwend van die honger is, sal hy enigiets doen om kos te kry. Hy is natuurlik ook verder versoek om mag en roem moontlik te bekom. Hy is ook verder versoek om rykdom en besittings te kan kry. En dan lees ons in 1 Johannes 5 vers 3. Enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Mark Twain word aangehaal dat hy sê, 20 jaar van nou af sal jy meer teleurgesteld wees in die dinge wat jy nie gedoen het nie, as die dinge wat jy wel gedoen het. Teleurstelling is onvermybaar. Jy gaan op een of ander stadium in jou lewe by daai paadjie kom. Hy sê, ek so maak die ankertoue los, seil weg van die veilige hawe, breek weg van jou gemaksone, skep die wind met jou seile, ontdek, droom groot oor wat jy met jou lewe wil doen. Ontdek wat die Here se droom vir jou lewe is. Onthou net dat as jy lank genoeg lewe en genoeg dinge met avontuur aanpak, jy jou sal vasloop teen mislukking of teen mense wat jou as 'n mislukking moontlik beskou. As 'n mens misluk, dink die meeste van ons dat dit die grootste tragedie van alle tye is. Natuurlik voel jy op daardie oomblik soos 'n bobbejaan. Jy voel teleurgesteld. Ons dink dat daar geen omdraai of regmaak kans is nie. Op die manier begin mislukking by jou te spook. Kom ons leer by Jesus oor mislukking. Ek dink graag terug aan 'n gedagte waar my pa baie jare terug sy werk verloor het. Ek was die jongste een in die huis gewees en hy het vir die myn gewerk. Hy was ek net my gedagtes agter mekaar kry. My pa het eers sy eie besigheid gehad en toe het hy alles opgegee en toe het hy in die bediening gegaan. My pa was 'n pastoor gewees. En na dit het hy toe uit die bediening uit beweeg en hy het toe vir 'n myn gaan werk. En die myn het toegemaak, dit is 'n Messina. Julle sal dit sekerlik onthou, dit was 'n ou kopermyn gewees wat hulle daar gehad het. En so het my pa toe nie werk gehad nie. Ons was redelik arm gewees en dit was nogal redelik moeilik vir hom. En ons het op daai stadium ook die koerantjie behartig in die dorp. My ma het so half as 'n ekstra inkomste of 'n ekstra diens wat sy gedoen het vir die gemeenskap, het sy die koerantjie behartig. En my pa toe in die koerantjie 'n advertensie gesit. Hy het gesê, weet jy wat? Ek het nie werk nie. Is daar enigiemand wat vir my werk kan aanbied? En ek dink nogal, jy weet, veral dat ek nou self 'n broodwinner is vir 'n huisgesin. Dink ek vir 'n man is dit nogal 'n ongelooflike groot ding. Jy weet om 'n advertensie te sit in 'n koerant om te sê, weet jy wat? Ek het nie werk nie en ek is op 'n lae plek in my lewe. Is daar iemand daar buite wat my kan help met 'n werk? En sal julle my glo as ek vir julle sê dat iemand het hom gekontak en gesê, wil jy nie vir ons papiere kom optel langs 'n pad nie? My pa het gesê, dis reg, hy sal dit doen. Hy het toe 1 of 2 werkers saam met hom gekry en hulle het begin. En die mense het toe gesien dat hy goed was en dit wat hy gedoen het, hy het goeie werk gedoen en mense was gelukkig en toe het hulle hom ekstra werkies toe aangebied. En later het die hele ding begin uitbrei en van 'n moontlike mislukking, en ek en my pa het nooit die kans gehad om hierdie gesprek te gehad nie, maar ek wonder tog as 'n man moes hy tog vernederd gevoel het en soos 'n mislukking gevoel het. Moet ek vir julle sê, die Here het daai situasie so omgedraai. Van daai nederige begin waar my pa koerantpapiere of papiere langs die pad opgetel het hy na 'n paar jaar 'n hele ander lewe gehad, 'n hele ander lewe vir ons as huisgesin. My pa het regtig op die Here vertrou en ek weet hy het. En soveel so dat ons toe later redelik goed materialisties geseën was met baie goed en my pa kon toe vir baie mense ook help
Ek weet hy het graag mense akkommodasie gegee, ons het 'n hele klomp huise gehad, en hy het mense akkommodasie aangebied, en sal hulle my glo as ek sê, tot vandag toe, tot waar ek nou hierso staan, is daar mense wat in die huise bly, en hulle betaal feitelik geen huur nie. Ek meen, dit is 'n diens wat hy kan lewer vir daai mense, of wat hy kon lewer, of wat hy kon doen, en die Here het ons geseën, die Here het my pa geseën, en hy kon weer ander mense seën, maar kom ons kom terug by die gedagte, mislukking, my pa het dalk gevoel soos 'n mislukking, die Here het daai situasie gevat, omgedraai, my pa die eerste stap geneem in geloof, en gesê, Here, weet jy wat, ek is bereid, ek is op die onderkant van die skaal, daar is niks wat nog erger kan gebeur nie, ek neem 'n stap in geloof met U. Ons kyk dan na die woestynskool, en ons maak dit meer van toepassing op onsself. Ons het nou na Elia, na Moses, na Jesus gekyk, en kom ons kyk na 'n paar gedagtes wat hieruit kom, wat ons meer prakties op ons eie lewens van kan toepassing kan maak. In die woestynskool spreek God direk met jou en my deur sy woord. Dit is interessant dat almal van wie ons lees in hulle woestynervaring gehoor het, dat God woord tot hulle spreek. Hulle moes ook op sy woord reageer. Hulle moes sy woord 100% gehoorsaam. Die tweede ding is, in die woestynskool laat God swaar kry, moontlik oor ons kom, of kom ons sê die swaar kry haal tog ons maskers af. 'n Boom word aan sy vrugte geken, en Matteus 12 vers 34 sê dit, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En soos Moeder Teresa ook gesê het, hoe kleiner ons is, hoe meer plek is daar vir God. In die woestynskool versorg God sy kinders volkome. Elia is versorg deur kraaie, Moses en die volk Israel is deur God versorg deur vars kwartels en manna elke dag wat aan hulle gebring is. Die wonderlike is egter dat God sy kinders fisies versorg, selfs al vas jy in die woestynperk soos Jesus. Maak God dit vir jou moontlik. In die woestynskool beskerm God sy kinders. Elia is by die kritspruit weggesteek, sodat koning Agab hom nie kon kry nie. In die woestynskool verander God sy kinders deur sy woord. Het sê vir ons in Jeremia 18 vers 6, kan ek nie met julle doen wat die pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? God wil jou vorm, hy wil jou maak, hy wil nader in jou beweeg. In die woestynskool is gewoonlik die voorbereidingstyd vir groter dinge wat God met jou lewe beoog. In Jeremia 31 vers 25 sê God, ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedelose weer volmoed. In die woestynskool moes almal leer om te volhard. Jy sien, miskien het jy onlangs 'n mislukking of 'n teleurstelling in jou lewe gehad. Dalk het jy besluit om op te hou probeer. Kan ek jou vra, het jy opgehou omdat jy misluk het? Of het jy misluk omdat jy opgehou het om God se wil te soek? Kan mislukkings ons nader aan God bring? 'n Mens kan dit skaars glo. Want die ratte van ons samelewing word met sukses geolie. Ons is suksesgedrewe, soos wat ek in my inleiding gesê het. Ons word gegroom, soos wat hulle sê, om sukses te behaal, maar ons leer nie hoe om mislukkings te hanteer nie. Ons bewonder die wenners en ons bejammer die verloorders. Tog is niemand gevrywaar van mislukking nie. Ons self verloor selfs baie keer 'n bietjie moed. Sien, ter opsomming wil ek vir u sê dat dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie. Dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. Moet nooit tevrede wees waar jy is nie. Ek het alself in hierdie slagyster getrap. Jy sien, is konstante klim van trappe. Jy moet jou konstant self uitdaag om elke keer na 'n hoër hoogte te wil klim, om nader aan God te beweeg, om uit jou gemaksone te beweeg, om ander dinge te probeer en om geestelik te groei. Het jy al ooit gewonder wanneer misluk jy regtig? Wanneer jy gefouteer het en nie iets daaruit geleer het nie. William Ward het gesê, sien mislukking as 'n leermeester. Dis nie 'n begrafnis nie. Dis as 'n vertraging en nie 'n neerlaag nie. As 'n tydelike ompad, nie 'n doodloopstraat nie. Sien geliefdes, jou paspoort tot sukses is om deur jou mislukkings verander te word, om te leer en om voorberei te word
vir God se koninkryk. Jou paspoort tot sukses is tog inderdaad jou mislukkings. En ek sluit af, jy sien elke geestelike groei geleentheid in elke uitdaging wat op jou pad kom. Amen. Here Jesus, dankie vir u liefde wat ons dring en vorm en daartoe bring, Here, om nader aan u te lewe. Here, dankie dat ons soveel seëning op ons pad elke dag ontvang en ons weet dit kom van u af, Here. Maar so weet ons ook, Here, dat u uitdagings en ander dinge op ons pad ook toelaat wat ons karakters ook help vorm. Here, help ons om nugter na elke situasie te kyk en 'n geleentheid in elke mislukking en uitdaging te sien. 'n Geleentheid waar ons karakters kan vorm, waar ons onsself kan bou en skaaf om 'n bruikbare instrument in u hand te kan wees. Here, ons bid dat u ons nou sal seën waar ons nou uitmekaar uit gaan vandag en vat hierdie boodskap, plant dit diep in ons harte en laat dit veel vrug dra. Ons bid alles in u naam.